Goeiemôre, geliefdes. Geliefdes, namens die kerkraad wil ons julle almal baie welkom heet by ons opstanding Sondag. Geliefdes, ons maak geen geheim daarvan dat vandag gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor die magtige daad wat die Here Jesus Christus vandag gedoen het, soveel jare terug. En dit is dat hy het opgestaan uit die dode. Geliefdes, dit is met hierdie in die agterkop dat ons vanoggend na die lief en leed luister. Daar is twee sake wat ons aandag moet geniet en sommer begin met die mees onlangste. En dit is dat Nicole Norke, dit is die oudste dogter van Tannie Mani en Tante Hannie. Dit is hulle oudste dogter soos ek nou gesê het. Sy het in hierdie week 3 beroertes gehad. Sy was in die hospitaal gewees en sy het weer uitgekom en sy sien weer maandag 'n dokter. Ek wil dan vra dat ons as gemeente en gemeenskap al hierdie mense, al 3 van hulle, in ons gedagtes en in ons gebede hou. En geliefdes, dan ook iets wat ek nie tong in die kies maar met julle sal deel, en dit is dat 'n gemeentelid, Christine Becker, het haar knie skyf gekraak tydens 'n sportbyeenkoms, en dit beteken ook dat sy gaan nie meer die sportbyeenkoms kan doen nie, en sy moet nou vir operasies gaan om dit reg te maak, en dis ook nie 'n lekker ding nie. Geliefdes, kom ons dink aan haar ook wanneer ons gebede doen. Dan, geliefdes, is daar mense wat nie vrymoedig is om by die lief en leed genoem te word nie. Ek kan onder andere een sien in die gemeente wat ek nie persoonlik gevra het nie. Chantal, mag ek maar noem? Goed, geliefdes, Chantal Bouwer sit daar agter. Dit gaan ook nie wesenlik goed met haar gesondheid nie. Ek wil dan nou vra namens die kerkraad en almal wat vandag hier sit, kom ons dink aan elkeen van hierdie mense wanneer ons bid. Kom ons sluit die oë. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dank U eerstens vandag dat U opgestaan het, dat U vir ons 'n teken gegee het, dat ons kan weet in ons hart van harte, dat U woord is waar en werklik in ons lewe. En Here, in ons gemeente, in ons hart, is daar mense oor wie ons bekommerd is, oor wie se gesondheid ons navraag het. Here, ons dra elkeen van hulle op na U. En ons wil vra dat dit so goed as moontlik met hulle sal gaan, sou dit U wil wees. En as dit gebeur dat die pad nie beter word nie, en dat die gesondheid nie na wense word nie, dat U hulle die krag en vermoë sal gee om daardie omstandighede te hanteer. En maak nie saak wat ons doen nie, Here, gee ons altyd 'n klein herinnering dat U by ons is. Ons vra al hierdie dinge, nie omdat ons spesiaal is nie, maar omdat U ons onvoorwaardelik liefhet. Amen. Geliefdes, kom ons staan vir die foto en seën. Want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Geliefdes in ons gemeente, genade, vrede en barmhartigheid vir julle, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons toetrede lied is lied 168, verse 1 tot 3.
Gemeente, waaruit ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die woord van God. Luister na die samevatting van die wet van die Here soos Christus dit in Matteus 22 verse 35 tot 40 gestel het. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet jou Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelei staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet leer ken het, laat ons skuld bely met die sing van lied 230 verse 1. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan nou belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en laat elkeen van ons soos volg in sy hart hardop bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van ons sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely het, laat ons ons lewe aan die Here toewy met die sing van lied 209 verse 1. Almagtige God en Hemelvader, Here Jesus Christus en Heilige Gees, hoor vandag ons smeekbed in die dankbaarheid waar ons vir U sê, Here, dankie dat U opgestaan het en vir ons 'n rede gegee het om te wees.
Dankie dat U sterk genoeg was om die dood te oorwin. Here, maak ons ore dus nou ontvanklik vir hierdie woorde, sodat ons dit kan hoor en kan getuig in die wêreld waarin U ons stuur. Here, gee ons elkeen die toerusting wat ons nodig het, die moed en die verstand, sodat geen probleme ons bang en vreesvol sal maak nie. Here, laat U vrede, wat ons slegs by U kan kry, vandag deur ons vloei, sodat ons ontvanklik kan wees vir U woord. Ons vra hierdie dinge uit U genade uit alleen. Amen. Geliefdes, ons het Vrydag het ons van die trein vorentoe gespring en die einde van die verhaal eerste gehoor. Vandag gaan ons dit nie doen nie, vandag gaan ons na die regte verhaal kyk, waarna ons hoort te kyk, en dit is net na Jesus Christus opgestaan het. Dit sal ook vir ons belangrik wees om 'n prentjie te skets van wat presies gebeur het voordat hierdie verhaal gebeur, so kom ons doen dit. Voordat Jesus Christus aan al sy disippels verskyn het, soos dat hy vandag doen in die verhaal, het hy 2 van sy disippels op pad, laat ek net die stad se naam reg sê, Eumas. Hulle het van Eumas afgestap terug na Jerusalem toe. Dit was so 12 kilometer weg. En op hierdie pad het 2 disippels Jesus raak geloop, maar hulle het nie geweet dis hy nie. En daar het hulle die verhaal van Jesus Christus vir hom aan die eerste keer vertel, en hy het hulle ook gehelp hiermee. Hy het hulle geleer hoe om dit beter te doen, en die opgewondenheid was ietsie waarna hulle uitgesien het. Dan in vandag se verhaal het hierdie 2 disippels dan dit nou aan die ander 12 gaan vertel. En dit is dat die Here het opgestaan. Hierdie wonderlike nuus deel hy met hulle, en die oomblik deel hulle met hierdie ander disippels, en die oomblik toe hulle dit doen, toe staan die Here Jesus Christus tussen hulle. Nou geliefdes, lewe jouself vandag in hierdie disippels se verhaal. 'n Leermeester wat jy 2 jaar mee saamgeloop het, elke dag van geleer het, is van jou af weggeneem. En nou, na soveel dae, sien jy hom in lewende vlees. En geliefdes, dit ding wat vir ons vandag hoort, dit is nie belangrik vir vandag se tema nie, maar ons hoor dit nog steeds te noem. Jesus Christus kon sy hande met die merke in vir hulle wys. Hy het vir hulle gesê, ek is honger, en hulle het vir hom 'n vis gegee, en hy het hierdie vis geëet voor hulle. Met ander woorde, geliefdes, as enigiemand vir jou sê, dit was nie Jesus Christus se eie liggaam wat aan die kruis gehang het, wat daar tussen hulle gestaan het nie, kan jy vir hulle hierdie teksgedeelte vat en sê, jy praat nonsens. Want Jesus Christus het juis hiernatoe gekom, toegelaat dat hulle aan hom vat, en voor hulle geëet, om vir hulle te wys dat hy het die dood oorwin. Nou geliefdes, hierdie stelling, hy het die dood oorwin, word so klein bietjie gebruik, sonder betekenis. Ons verstaan nie regtig wat dit bedoel nie. So kom ons maak dit so eenvoudig as moontlik. Jesus Christus is doodgemaak, en met daai selfde liggaam wat doodgemaak is, het hy opgestaan, en hy het kom vis eet. Met ander woorde, as iemand hom weer probeer sou doodmaak, sou God hom net weer uit die dood uit opwek. Met ander woorde, Jesus Christus, deur sy verhouding met die Vader, is, sonder twyfel, sterker as die dood. En as ons sê Jesus Christus het die dood oorwin, dan verwys ons na dit. Jy kan nie Jesus Christus doodmaak nie. Daarna het hy opgevaar na die hemel, maar ons fokus vandag spesifiek oor hoe belangrik dit is dat hy het die dood oorwin. Geliefdes, kom ons lees Lukas 24 vanaf die 36ste vers. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meetens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie,
sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hy gee hulle hom. Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat ek in die wet van Moses, in die profete en psalms, wat in die wet van Moses en die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe van my Vader, wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Geliefdes, ek lees graag weer vers 47. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. Ons lees vandag tot sover. Ons liedjie wat ons vandag sing ter voorbereiding vir die preek is lied 254. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie teksgedeelte bevat sekerlik die belangrikste teologie wat ons as Christene op Paasnaweek ter harte moet neem. En dit is dat Jesus Christus het liggaamlik, werklik opgestaan. Met ander woorde, die rede hoekom ons vandag hier sit, is 'n feit. Jesus het opgestaan. Die tweede belangrike ding is die opdrag wat in hierdie teksgedeelte voorkom. Nou geliefdes, as jy nog nie bekend is met die opdrag nie, dan is dit daai wat ons 2 keer gelees het van Psalm van vers 47 af. En dit is waar Jesus vir sy disippels sê dat julle moet getuies wees van hierdie dinge. Met ander woorde, geliefdes, die Here Jesus Christus het op daai dag vir elkeen wat hom ken die opdrag gegee om sy woord, sy evangelie te gaan verkondig. En nie net aan Jerusalem nie, maar aan elke liewe persoon. Met vergifnis en die betekenis daarvan. Bekering. Nou geliefdes, om sout in die wonde in te vryf op hierdie wonderlike dag. As jy jouself 'n Christen noem, en jy leef nie hierdie opdrag uit nie, is dit die ekwivalent van 'n rugbyspeler wat 'n blou bil trui dra, maar nooit gaan oefen en nooit 'n wedstryd in sy lewe gaan speel het nie. Jy lyk verskriklik goed en almal dink jy is wonderlik, maar jy doen niks om daai trui te verdien nie. Geliefdes, om 'n gelowige te wees in Jesus Christus, om sy opstanding deel van jou wesenlike lewe te maak, hoort jy hierdie opdrag uit te voer. Nou geliefdes, om dit te illustreer, is daar 4 dinge waarna ons vandag gaan kyk. Die eerste ene is, wie gee hierdie opdrag? Wie presies het die woorde gepraat, sodat die disippels en almal daarna wat ons insluit, hierdie opdrag moes uitvoer? Kom ons maak dit vir onsself vandag 100% duidelik. Ons weet dat Jesus Christus
was God met ons. Hy was die seun van God. Hy het rondgeloop en wonderwerke gedoen. Hy was magtig. Hy is ons Immanuel, ons Messias, die een wat verwag is en gekom het. Goed, ons lewe 2000 jaar later, so ons het nie gewag nie. So wat beteken dit vir ons dat Jesus Christus die Messias was? Dit beteken vir ons, dat elkeen van ons wat vandag hier sit, wat opgestaan het en geweet het dat vandag is opstanding Sondag en kerk toe gekom het, weet dat dit het gebeur. En daarom hoort ons te getuig. So met watter gesag doen hy dit? Hy is die rede hoekom jy glo. Boonbehalwe dat hy God is, boonbehalwe dat hy vir jou sondes gesterf het en die dood oorwin het, dit is die gesag waarmee hy vir ons die opdrag gee. Nou geliefdes, as die Here Jesus Christus vir jou 'n opdrag gee, hoort dit nie iets te wees wat ons ligtelik opneem nie. So kom ons praat oor ietsie wat dalk 'n bietjie ongemaklik voel. En dit bring ons by die tweede punt waarna ons vandag gaan kyk. En dit is, aan wie gee hy hierdie opdrag? As jy vir die verhaal weer gaan lees, dan weet ons dat almal wat in daai tyd gelewe het, het Jesus gesien en het geweet wie en wat hy is en wat hy kom doen het. Maar daar was 'n verwagting dat hy gaan koning wees en hy gaan almal verlos wat in daai tyd gelewe het. Maar, geliefdes, nie een van ons wat vandag hier sit, kan getuies wees van die opstanding nie, want ons het dit nie gesien nie. Ons het nie gesien hoe hy fisies opstaan en voor ons 'n vis eet en vir ons sy hande wys nie. Tog sit elkeen van ons vandag hier met volle kennis dat dit is 'n feitelike ding wat gebeur het. En geliefdes, dit is daai motivering, daai feit dat ons dit weet, wat ons moet gebruik as ons motivering om ook getuies te wees van die Here Jesus Christus. Daar is nie meer disippels vandag wat dit gesien het nie. Een van die mense wat die meeste sendingswerk gedoen het, was Paulus, wat ook nie die kruisiging gesien het nie. Met ander woorde, geliefdes, Jesus Christus kan nie elke 500 jaar terugkom en ons herinner nie. Dit is ons werk, dit is die mense van ons wie se harte so sterk glo dat dit 'n feitelike ding is dat hy uit die dood uit opgestaan het. Dit is ons werk om te gaan verkondig. Geliefdes, as ons dit nie meer doen nie, dan gaan daar nie meer 'n woord van God wees nie. Goed, geliefdes, dit is totaal en al onakkurate stelling om te maak, want Jesus sal altyd sorg dat sy woord vorentoe gaan. Maar hoekom moet ons dit alleenlik in sy hande los, as hy dan vir ons wel hierdie opdrag gegee het? Goed, ons is nie apostels nie. Ons is nie een disippels nie. Maar hy het elkeen van ons in 'n bepaalde plek, tussen bepaalde mense gesit, om as getuies te dien. En net soos ons vandag feitelik in ons harte weet hy het opgestaan, so moet ons ook dan gaan getuig aan hierdie mense wat nog nie weet nie en nog nie glo nie. En geliefdes, as jy ook vandag, net vir 'n oomblik, terugdink aan jou lewe en al die kere wat Jesus Christus jou gehelp het, wat God daar was vir jou, gebede wat verhoor is, wat jy dalk nou al van vergeet het. Hierdie is ook die dinge waarvan ons moet getuig, want dit is wesenlike goeders wat met jou gebeur het. Goed, geliefdes, dit bring ons dan by die derde belangrike punt van ons vandag kyk. En dit is, wat hoort die inhoud van hierdie getuienis wees wat jy nou gaan verkondig? Ons weet dit is Christus wat die opdrag gee. En hy gee dit aan ons. Maar wat moet ons gaan verkondig? Die eerste en die belangrikste ding wat ons nie moet doen nie, is jy moet dit nie oor jouself gaan maak nie. Want ons doen dit. Ons het 'n gewoonte om, jy weet, die Here het vir my hierdie wonderlike ding gedoen en toe het ek so gemaak en toe gebeur hierdie dinge. Die verhaal hoort nie oor jou te gaan wanneer jy getuienis van God lewer nie. Maar wanneer jy doen, geliefdes, gaan kyk hoe het Paulus en hoe het Petrus dit gedoen. Hulle het oor Jesus Christus gepraat en wanneer daar vir hom gesê was, maar jy is hierdie wonderlike man, dan het hy sonder huiwer gesê, maar dit is God. Dit is Christus
Daar was op 'n stadium vir Paulus gesê dat hy is 'n God. Hulle het gedink dat hy is 'n fisiese God. En hy was vinnig en so om vir hulle te sê, maar dit is nie ek nie. Dit is Christus. Met ander woorde, geliefdes, wat hoort die inhoud van die getuienis te wees, wat jy verkondig in jou persoonlike hoedanigheid, jou persoonlike ervaring met Christus, sonder dat jy dit oor jouself maak, want dit gaan nie oor jouself nie. En die belangrikste ding wat jy in jou getuienis en verkondiging aan hierdie ander mense moet weergee, is dat Jesus Christus het opgestaan. Sou hy nie opgestaan het nie, geliefdes, dan sou hy net nog 'n profeet gewees het wat gekom en gegaan het. Maar sy opstanding wys dat hy was sterker as die dood. Wys dat as hy vir jou sê, vandag is jy saam met my in die koninkryk van God, kan jy hom glo. Want die enigste ding wat nie een van ons kan keer nie, het hy gekeer. Ons kan nie een keer wanneer ons gaan doodgaan nie. Dit is ietsie wat met elkeen van ons gaan gebeur. Maar toe dit met hom gebeur, toe staan hy weer op. En so is ons elkeen dan nou deel van hierdie opstanding. So wanneer ons dan nou weer, kom ons vra weer die vraag, wat hoort die inhoud van ons getuienis te wees? Dat Jesus Christus het opgestaan. En geliefdes, woorde wat ons al baie vir mekaar gesê het, hier in hierdie kerk, gaan verkondig die woord van Christus. En wanneer dit nodig is, gebruik woorde. Met ander woorde, geliefdes, jou dag tot dag gedrag. Die manier hoe jy in elke oomblik reageer, selfs die slegte oomblikke wanneer iemand anders te jou te nakom. Dit is in daai oomblikke wat jy Jesus kies, wanneer jy hom verkondig. Dit is in daai oomblikke wanneer jy 'n ware getuie is van Christus. Dit is in daai oomblikke wat jy die trui mag aantrek van Christen, want jy doen die ding wat 'n Christen hoort te doen. Geliefdes, hierdie bring ons dan by die vierde punt, en ek dink vir 'n individuele mate is dit vir ons vandag belangrik om te weet. Hierdie disippels wat Jesus Christus gesien het, was 'n opdrag gegee om hom te gaan getuig, maar daar was vir hom voorbehoed gegee en gesê, julle moet wag totdat die krag van bo af oor julle kom. Met ander woorde, geliefdes, as jy dit 'n moderne voorbeeld moet maak, sal dit wees wanneer jy vir jou rugbyspan sê, stop, ek gaan vir julle tokse bring. En dan bring hy vir hulle die toerusting wat hulle nodig het, sodat hulle 'n goeie wedstryd kan gaan speel. Dit is wat Christus met sy disippels gedoen het. En geliefdes, as ons dan nou vandag vir mekaar gesê het, dat Christus het sy disippels die opdrag gegee, en hierdie opdrag is vandag vir ons ook geldig, sal dit dan nie ook waar wees as ons vandag sê dat hierdie toerusting wat Christus vir sy disippels gegee het, is hy net so bereid om vir elkeen van ons ook te gee. As jy vandag hier sit met vrees in jou hart dat jy kan nie God getuig nie, jy kyk na jou persoonlike lewe, jy weet dat elke geleentheid, wanneer daar vir jou 'n geleentheid gegee word om te getuig, kan jy nie. Want jy kan nie jou eie persoonlike ego en jou persoonlikheid wegvat en een kant sit nie, want ek het nou seer gekry. Hoe kom praat jy so met my? Wat gee jou die reg? En dan, geliefdes, vertrou 100% dat God sal jou die vermoë gee dat jy daai mooi persoon kan wees in die moeilike omstandighede. Hy wil jou toerus. Jy moet, soos wat die disippels agtergebly het en gewag het, jy moet ook 'n rukkie wag. Ietsie wat moderne mense nie baie daarvan hou om te hoor nie. Ons hou daarvan om te wag nie, want alles word dadelik in ons hande vir ons gegee, die oomblik wat ons dit wil hê. Maar Christus het nie verander nie. Christus bly dieselfde nou al hierdie jare. En hy sê vir ons, jy sal toegerus wees, jy moet net 'n rukkie wag. Geliefdes, dit bring ons by vandag se so wat. Die eerste so wat is die feit dat Jesus Christus
die vis geëet het. Sy liggaam vir hulle gewys het. Dit is baie belangrik dat ons besef dat hierdie was die werklike Jesus Christus wat aan die kruis gehang het, wat weer uit die dood uit opgewek is. Vandag se teksgedeelte maak dit vir ons baie duidelik. En wanneer mense vir jou vra wat jy glo, hoort hierdie die woorde te wees wat jy sê. Ek glo dat hy is opgewek uit die dood. En as jy wil weet wat dit beteken, dit is wat dit beteken. Sy liggaam was dood. Sy liggaam het weer lewendig geword. Hy is sterker as die dood. Die tweede, elkeen van ons wat vandag hier sit, is deel van sy opstanding. Ons is so slawe wat uit Egipte vrygelaat is om nou te gaan lewe soos vrye mense. Die enigste wette wat hy vir ons gegee het na al hierdie jare is jy moet jou naaste lief hê en jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Hierdie is al wat ons hoef te doen. Hierdie is die vryheid wat hy vir ons beloof. En as ons hierdie vryheid reg en kreatief wil gebruik, want ons weet hoe die verhaal eindig, al wat ons hoort te doen, is in elke oomblik, elke dag, 'n getuienis te wees van sy opstanding. Want ons het saam met hom opgestaan. Hy kan nie elke 500 jaar terugkom nie. Hy kan nie, net soos wat die Egiptenare uitgelei is, hulle dadelik weer begine twyfel, hulle dadelik begine ander gode aanbid. So ook moet ons weet dat mensdom is ook so. Kom ons wees die uitsonderings. Kom ons hou aan met volhoubaarheid en volharding getuig van die Here. Dan geliefdes, alles wat jy as persoon nodig het, sal en het God reeds vir jou gegee. Hier waar jy sit, is jou oorwinning klaar bereik. Jy is geliefd en gered. Gebruik hierdie kennis om die beste gelowige te wees wat jy moontlik kan. Tot sover, geliefdes. Amen. Kom ons staan vir die gebed. Almagtige God en Hemelvader, ons sê vir U vandag vir 'n derde keer, dankie. Dankie dat U ons lus gemaak het om op te staan en om kerk toe te kom om U woord te hoor. Dankie dat ons ore ontvanklik was vir U woord. En Here, ongeag hoe moeilik die opdrag is, gee ons nog steeds die toerusting wat ons nodig het. Hou U hand van beskerming in elke oomblik van ons. En laat daai vrede wat U vir ons gegee het, laat dit ons nie hier los in die kerk nie, maar laat ons dit kan saamvat in hierdie week in, en dag tot dag, elke oomblik onthou hoe wonderlik U is. Here, waar ons nou weer gaan uitgaan en by die deur ons stres en ons angs en ons probleme gaan optel, wil U vir ons vra dat ons nie dieselfde persoon hier uitstap nie, maar iemand wat sterker en beter is. Here, hou U hand van beskerming oor alles wat ons doen en almal wat ons liefhet, al die besluite wat ons neem, laat dit een wees ter wille van U. En sien ook dat elkeen van ons wat vandag hier staan, het probleme wat ons nie noodwendig die vrymoedigheid het om na ander toe te bring nie, maar ons bring dit na U toe. Sal U ons asseblief toerus daarvoor, die krag, moed en verstand sal gee om dit te oorwin, en laat ons dit alles doen ter wille van U verheerliking. Here Jesus Christus, vir 'n 4de keer sê ons vandag, dankie dat U vir ons opgestaan het, dat U vir ons gelei het, dat U die dood vir ons oorwin het. Laat ons nie hierdie vryheid misbruik nie. Ons vra al hierdie dinge saam met die vergifnis van ons sondes, alleen uit U onwankelbare liefde vir ons. Amen. Geliefdes, ons slotsang is lied 422 en ons sing die eerste 2 verse.
Geliefdes, selfs al gaan ek deur donker duisternis, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van die Heilige Gees en die gemeenskap van God die Vader is en bly met U elkeen. Amen. Goeiemôre broers en susters. Ons het net die volgende paar afkondigings. Het lyk of dit weer 'n besige week gaan wees. Die vakansie is nou verby. Ons het Bybelstudie Woensdagoggend 10:00. Dan is daar die Oasis Woensdag aand. Dit is 6:30. Dan het ons Donderdag aand het ons finansiële komitee vergadering 7:30. En Vrydag is daar sangoefening 5:00 en dan is die jeug weer Vrydag 6:00. En dan het ons ook op ons kalender het ons gemeenteete wat plaasvind op die 30ste April. Dit gaan die vorm wees van 'n potjiekos kompetisie wat ons dan ook daarbey gaan inwerk. En dan daardie Sondag sal ook dan 'n openlig erediens wees wat ons dan gaan hou. So ons gaan dan lekker buitekant kerk hou en ons gaan dan ons gemeenteete en die potjiekos kompetisie en alles dan bymekaar doen. Ons het mense nodig wat ons gaan help met die reëlings, laat ons seker maak dat ons alles reg kan reël. As daar van u is wat die weg oop sien asseblief om ons te help met dit, dat ons net al die logistiek daarvoor kan regkry. Dit gee ons nie baie tyd nie, ons het maar 3 weke. As ons Dinsdag aand by mekaar kan kom, so 7:00 hier by die kerk, asseblief, dan kan ons net ons planne maak vir die van u wat bereid is om te help met die reëlings. Die potjiekos kompetisie sal ons nou nog meer inligting deurgee, maar dit gaan so werk dat die persone wat die potjiekos kompetisie wil deelneem, jou inskrywingsgeld gaan die bestanddele van die potjie wees. En dan sal ons vir die gemeente dan na die tyd die kos wat daar is van elke potjie sal dan nou beskikbaar wees om te koop teen 10 of 20 rand. Ons is nog nie seker presies van die prys nie. En dit sal dan die gemeenteete wees. En dan die prys vir die beste potjie, so daar sal natuurlik 'n beoordeling wees, is daar 'n prys van R500 wat dan toegeken sal word aan die wenner van die potjiekos kompetisie. So asseblief as daar van u is wat kan kom help met die reëlings, dat ons dit ook 'n sukses sal maak, dan sal dit waardeer word, Dinsdag aand 7:00. En dan is ons ook genader deur 'n ander gemeente om bietjie te gesels oor wat hulle noem 'n samewerkingsooreenkoms. Dit behels regtig die deel van ons dominee. Ons is op hierdie stadium nog nie presies seker wat al daai elemente sal bevat nie, maar die ander kerkraad van Elsburg gemeente kom volgende Sondag na ons erediens kom hulle met ons kerkraad gesels. En dan sal ons nou 'n bietjie sien hoe ons praat oor 'n samewerkingsooreenkoms. Asseblief moet dit nie anders sien nie, daar's geen sprake van samesmelting, 2 gemeentes wat een word nie. 'n Samewerkingsooreenkoms gaan regtig oor hoe deel ons dominee tussen die 2 gemeentes wat afsonderlik dan nou hulle dienste en hulle huisbesoek en al die take wat 'n dominee doen, gaan ons dan nou met hulle gesels oor hoe hulle dink en hoe ons dink dit sal werk. So ons gaan volgende Sondag gaan ons met hulle gesels
en dan sal ons daarna die tyd vat om te besin as 'n gemeente of dit iets is wat ons in belang stel of nie. So ons noem dit, as daar enige vrae is, asseblief skakel met my, dan kan ek vir u enige inligting gee wat ek het. Op hierdie stadium gaan dit net 'n gesprek wees wat ons met die ander kerkraad gaan hou, maar ons sal eers meer uitvind volgende Sondag. Op daardie noot, kom ons gaan drink lekker koffie. Lekker week vir elkeen.